Hoe werk dit met ons geestelike lewe? Is Christen wees maar 'n titel wat ons kry, wat ons met ons saamdra? Die Bybel werk met die term groei. Ek beweeg in 'n rigting. En in daardie proses speel God 'n rol en ons. God het die moeilike werk gedoen, harde werk gedoen, maar dan is daar dinge wat ook in ons hande is. Kom ons kyk vandag daarna. Here, dankie dat ons weet dat ons deel van 'n plan is wat U met ons het. En ons wil vanoggend by U kom sit en vra om ons te leer. Ons weet dat van nature ons nie U planne volg nie. Ons het nodig dat U ons heeltyd korrigeer en help. Wil U dit ook vandag doen? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees Kolossense 2 van vers 6 af. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe, in hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam. En in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Tot sover. Om 'n mens te wees wat groei, is daar 'n paar dinge wat in plek moet wees. In die eerste plek moet ek gebore word. My geboortedag is 'n baie belangrike dag. Dit het my mens gemaak, dit het my in 'n familie geplaas, dit het my in 'n waardestelsel geplaas, en dis wonderlik. Maar ons stop nie by geboorte nie. Na geboorte moet daar groei wees. Nou, dit help nie jy dreig iemand om te groei of moedig hom aan om te groei nie. Daar seker dinge wat ek doodgewoon in plek hoef te hê rondom sy dieet, en dan sal hy van self groei. So as mens het ek nodig om gesonde kos in te kry, en daardie kos is dinge soos proteïene. Dis die boustene vir my spiere. Ek het proteïene nodig. Ek het vleis en eiers nodig in my dieet. En dan het ek stysel nodig. Stysel is die brandstof in my liggaam. Die dinge wat maak dat ek energie het, my aardappels en my brood. En dan het ek vitamines nodig. Vitamines is dit wat ek nodig het om my immuunstelsel te beskerm, die groentes wat ons eet en die vrugte. So dis my dieete. En dan moet ek my spiere gebruik. Help nie, ek sit net nie, ek moet goed doen. En dieselfde is waar van ons geestelike lewe. In die eerste plek moet ons gebore word. En die Bybel gebruik 'n term in die gedeelte wat ons nou gelees het, sê hy dat ons Christus Jesus moet aanneem. Dis 'n bewuslike ding wat ons doen. Dis die een ding, hy het die moeilike werk gedoen met sy sterwe en opstanding, maar dan is daar ook iets van ons kant, waar ons reageer op wat hy gedoen het. Iets wat ek bewustelik doen. En daardie aanneem is 'n belangrike stap in elke mens se lewe, elke Christen se lewe, 'n punt waar jy die beheer aan Jesus oorgegee het. In hierdie tyd met Israel se krygsgevangenes, is daar 'n aandoenlike toneel van 'n pa wat sy kind die eerste keer sien nadat hy vrygelaat is. En daardie geweldige liefde drif amper in die pa, sy daardie kind vasdruk en hy onbeheerst net huil en hom net vashou en as dit ware vir hom sê, my kind, ek het jou so gemis, waar was jy? Ek is so bly om jou te sien. Dis iets daarvan wat die Bybel bedoel met die woord aanneem, dat ons in die Here op 'n punt kom waar ek hom net omhels en sê, Here, ek het U so nodig gehad. Ek het U so nodig gehad, ek het U so gemis. U is die antwoord op alles wat ek in my lewe moet hê. Nou, elkeen van ons het 'n ander verhaal van hoe dit gebeur het. Party het dit dramaties gebeur, 'n groot gebeurtenis wat onmiddellik klomp dinge verander het. By ander was dit nie so dramaties nie, maar die effek was dieselfde geweest. Dis iets wat ek weet met my gebeur het.
Ek onthou met my was ek in 'n Christelike huis gewees en die Here baie lief gehad. En toe ek so snaad 8 was, het ons 'n kamp gehad waar in 'n preek van een van die mense wat voorgaan het op die kamp, hy vir ons sê om ons sondes neer te skryf en dit vir die Here te gee. En dan simbolies dit op te vrommel en in 'n asblik te gooi en te weet ek het dit nou vir die Here gegee. En by al die goeie dinge wat ek beleef het in preke, was hierdie die een gebeurtenis waar ek aktief beleef het dat ek nou vir die Here sê, Here, ek het U so nodig gehad. Dankie dat U hierdie van my af wegvat, dat U my vry maak. Dan het weer mooi goed gebeur, maar daardie gebeurtenis het vir my uitgestaan. En elkeen van ons het so 'n gebeurtenis, waar ons as dit ware sê, ons geestelike geboorte plaasgevind het, waar ek weet van hier af, loop ek en die Here nou 'n ander pad. En sonder daardie gebeurtenis kan ons nie geestelik lewe nie. 'n Punt waar ek vir die Here sê, Here, dankie dat U vir my die lewe gebring het. Maar dan is dit nie genoeg nie. Dit help nie 'n kind word net gebore en daar sit hy nie. Hy moet groei. Ons gedeelte sê, ons is in hom gewortel en op hom gebou. Dit beteken dat ons en die Here nou 'n pad saamloop. En in hierdie pad is daar kontak tussen ons. En 'n wortelstelsel is geweldig belangrik vir 'n boom. Baie bome het onder die grond net soveel as wat hy bo die grond het. En as daai deel onder die grond gesond is daardie boom beskerm en sterk teen enige aanslag wat daar mag kom. Ons is in hom gewortel. Ons is op hom gebou. Alles wat ek doen, alles wat ek beplan, is op 'n fondasie wat stewig is. En alles neem ek hom in ag. Luister ek na hom, vra ek vir hom. En hierdie dinge gebeur natuurlik in die eerste plek in ons geestelike dieet is ons stilte tyd. Daardie tyd waar ek en die Here alleen spandeer. Daar waar ek my voor hom verootmoedig, waar ek my sondes voor hom bely. Dat ons saam dink oor die lewe en oor my dag en oor die toekoms. En dis hoe dit lyk, dat alles wat ek doen, vertrou ek nou aan die Here toe. En dis die geleentheid waar ek en die Here hierdie dinge deurpraat en uitpraat, en waar ons evalueer, waar ons vanaand weer by mekaar kom. En hy vir my vra, hoe het jou dag toe verloop? Ek sê, Here, sjoe, dit was anders as wat ek gehoop het. Daar het 'n paar dinge fout gegaan, daar's dinge waaroor ek dankbaar is. En daar praat ek en die Here, klaar ons dinge met mekaar uit. Vra ek weer aanwysings, lees ek weer in sy woord. Gesonde, kragtige stilte tyd is ononderhandelbaar in ons dieet. Die tweede ding wat ons moet hê in ons dieet is ons saam wees met naby Christene, my geestelike vriende, die mense wat my vrag saam met my dra, met wie ek eerlik kan wees. Vir wie ek kan sê, julle moet nou vir my bid, ek gaan deur 'n moeilike tyd. Of ek wil my vreugde met julle deel, iets moois het gebeur. 'n Naby verhouding met mense. So dis mense wat ek kies, verkieslik weekliks, die ander een is daagliks, die stilte tyd weekliks, as dit kan minstens. En ons maak saam 'n Bybel oop. Ons is in elk geval vriende, ons braai saam en kuier, maar een keer 'n week maak ons 'n Bybel oop en ons lees 'n vers. En ons vra vir mekaar, hoe gaan dit met jou? Nou dis krities in ons geestelike dieet. As jy dit doen, kry jy baie gesonde kos in. En die derde een van ons dieet is waar ons saam met meerdere Christene is, waar ons in 'n erediens kom. Daar gebeur weer ander dinge. Daar vier ons op 'n ander manier. Daar's 'n opgewondenheid. Ons trek mooi aan en ons wys vir mekaar dat ons omgee. Daar's ek saam met mense met wie ek nie ander kontak het nie. Net Sondag sien ek hulle. Maar as ons saam sing, as ons saam deel in wat gebeur, dan gebeur daar iets met ons. Sondag, die Here is die hele week by ons, maar Sondag saam met ander Christene gebeur daar ander dinge. En dan die vierde ene wat ons is in ons geloofslewe het, is dienslewering. Dat ek dit wat die Here vir my gee, uitdra, dit vir met mense deel, wat ek vir mense gaan bid. Die ander goed wat vir my gebeur, maar dan is daar hierdie dinge gefokus op dit wat ek vir ander doen, vir ander bid, vir ander Bybel lees, na ander luister, waar ek diens lewer, is die woord wat die Bybel gebruik. Al hierdie dinge is belangrik, almal moet in plek wees. So as van hulle nie in plek is nie, dan ontwikkel dinge skeef. En soos in my gewone dieet,
As ek byvoorbeeld nie 'n verhouding met die Here het nie, ek het nie my lewe aan hom oorgegee nie, en ek gaan kerk toe, dan is dit nie dieselfde nie. Dan is ek maklik krities op ander, sien hulle foute raak, sê, weet jy, ek hoef nie eers regtig te gaan nie, ek het nie hierdie mense in my lewe nodig nie, want ek weet nie hoe voel het, om die lewe te deel met mense, wat oorgegee is aan die Here nie. Of soos in my gewone dieet, ek dalk nie my stysel eet nie, en dan het ek net nie energie nie, ek het net nie krag om aan te gaan nie. Of as ek nie my proteïene eet nie, ek kry genoeg stysel in, maar ek eet nie proteïene nie, en my spiere kan nie bou nie, wel dan gaan ek maar net gewig bly aansit. As ek nie my vitamine eet nie, dan word ek maklik siek, en is ek maklik vatbaar vir virusse. En dieselfde in ons geestelike lewe. As ek het my lewe vir die Here gegee, maar ek hou nie stilte tyd nie, ek probeer daarom so af en toe in 'n kerk kom, dan is daar nie hierdie dinamiese bewuswees van die Here in my lewe nie. Ek is nie heeltyd saam met hom nie. Ek het nie die belewenis dat die Here heeltyd met my is nie. Of ek hou stilte tyd en ek is 'n Christen, maar ek het nie kontak met ander Christene nie. Nou, dan verleer ek hoe om te luister, verleer ek hoe om te bid vir en voor mense, en ontwikkel ek skeef. Of ek sal stilte tyd hou en saam met ander Christene kom, maar ek kom nooit in 'n erediens nie. Ek beleef nooit hoe dit lyk om die viering te hê, die uitbundigheid, die gehoorsame luister saam met ander mense na die woord, net rustig met die Here te fokus nie. En dan ontwikkel ek skeef. Dis soos om TV te kyk, 'n rugbywedstryd op TV te kyk, of om 'n rugbywedstryd op 'n paviljoen te gaan bywoon. As 'n reuse verskil. Dit het baie voordele om by die TV te sit. Ek kan beter sien en ek kan myself gemaklik inrig, maar om op 'n stadion te kom. Ek sal nooit vergeet nie, een keer het ons 'n wedstryd van die All Blacks teen die Springbokke op Mbombela stadion in Nelspruit gaan kyk, en daar sit 'n swart man langs my. Nou, waar in my lewe gaan ek langs 'n swart man sit vir 2 ure? En toe ons die volkslied begin sing, toe trek ons gelyk weg en Nkosi Sikelel' Afrikaan. Ek hoor hierdie man sing en ek besluit my, ek gaan vir jou wys, ek kan ook sing. Maar toe vat ons daai middeldeel waar ek nou so 'n bietjie sukkel, toe mompel ek maar so 'n bietjie, maar hy sing nog met selfvertroue. Maar ek weet toe, ek gaan vir jou iewers kry, daai stuk waar ons die stem in Afrikaans sing, daar gaan ek vir jou wys wat kan gedoen word. Maar toe ons daar kom, toe sing daai swart man nog harder as ek die stem. Dit was vir my 'n ervaring, dit was 'n openbaring. En dieselfde gebeur as in die erediens kom. Jy het ander kontak met kinders en met ou mense en mense wat ek gewoonlik nie meer praat nie. En ek trek mooi aan en wys vir hulle dat hulle kosbaar is. En deurdat ek nie in die kerk kom nie, ontneem ek hulle die lekker daarvan om te kan sê, ons was 'n klomp mense vandag. Ons het 'n sterk getuienis uitgestraal. Teenoor ons was net 'n paar gewees. Ons het dit nodig aan ons geestelike dieet. En die laaste een natuurlik, en as hy skeef ontwikkel, ons doen niks nie. Dis soos iemand wat al hierdie kos eet en vitamine se goed inkry, maar ontwikkel nooit sy spiere nie. Hy is soos iemand wat maar net TV kyk om die ding te doen. Hy wil graag golf speel en hy sien hoe hulle op golf die houe slaan en hoe jy moet terugtrek en alles doen, maar hy gaan speel nooit nie. Net so is dit. As ons nie ons geestelike energie gebruik nie. Ons ontwikkel nie, ons groei nie. Ons het nie die vreugde wat met geloof gepaard gaan nie. En vandag is 'n geleentheid waar ons 'n bietjie onsself toets in elkeen van hierdie fasette. Hoe lyk dit in my oorgawe aan die Here? Vir hom sê, Here, ek is so bly U is in my lewe. Ek kan nie sonder U nie. Dankie dat U my gered het. Dankie Jesus dat U vir my aan die kruis gesterf het. Of om dalk opnuut weer oor my stilte tyd te dink, die kwaliteit van my stilte tyd. Wanneer ek dit doen, op die beste tyd van my dag. En hoe dit lyk, of die Bybel iets is waarna ek uitsien en waarna ek dinge ontdek en deel met ander mense. Wat is die kwaliteit van my stilte tyd? Hoe lyk my kontak met naby Christene? Is daar tussen ons 'n band? Is daar 'n groep gestig waarin ons mekaar sê, gee net die aanduiding en ek bid vir jou sodra ek die WhatsApp kry. En ons mekaar sien, gereeld sien, mekaar hoor, vir mekaar bid, na mekaar luister. Of die erediens, in eredienste kom. En in plaas van maar wegbly uit eredienste as daar iets is wat my pla, te sê, weet jy, dit moet reg.
en te praat oor die vreugde wat daar is en dinge wat ons in die erediens doen en voorstelle te doen, hoe daar getuienisse kan wees en hoe dit nog beter kan wees. Hoe lyk dit met my dienslewering? Gaan ek in die naam van die Here en doen dinge? Bid ek vir mense, lees vir hulle, help hulle, dra goed vir hulle. Kom ons dink vandag daaroor. En ons vra die Here om ons te help om gebalanseerd te ontwikkel. Here, dankie dat u verhouding met ons die kosbaarste is. En ons kan u vertrou, u is bestendig en betroubaar. En ons wil graag aan u voete kom sit. Ons wil so aan u toegewyd wees. En wil u ons dan help? Wil u geduld met ons hê? Wil u ons instel op u? En wil u ons gebruik? Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.